Ek het so 'n paar jaar gelede is ek gevra om by die synode op te tree in Amerika. Ek sal dit nooit vergeet nie. En terwyl ek daar by hulle besig was, toe vra die moderateur my of ek tog 'n boekie het rondom die binnekamer. Hulle ontdek baie van die geestelike leiers lees hulle Bybels, maar met die oog om 'n preek te maak vir Sondag. Ek sê maar ek het so 'n boekie daar by die huis en hulle sê stuur dit vir ons en ek kom terug Suid-Afrika toe en ek vergeet eintlik daarvan. En toe eendag te kry ek 'n oproep van hulle wat my sê, waar is die boek wat jy ons beloof het? Ek sê nee, wat se boek? Hy sê daardie boek oor die binnekamer. Ek vra toe hoekom? Dis hulle want ons het vir jou 'n kursus gereël vir so 80 predikante vir 2 dae lank om saam met hulle tyd te spandeer en te leer rondom die binnekamer. En ek besluit toe maar ek sal die boek nou maar vat. Die boek se naam is Encountering God More Intimately. Is op my rekenaar. Net nog nooit gedruk nie en ek sal dit so 'n bietjie net verander en dan dit vir hulle stuur. En terwyl ek besig is daarmee sê die Here vir my, maar dis die verkeerde boek vir die predikante van Amerika. En toe ek daaroor gaan bid, toe sê die Here Markus hoofstuk 3, die baie bekende gedeelte waar Jesus sê hy roep sy disippels en dan hierdie woordjie om by hom te wees. Mense se eerste verantwoordelikheid as kind van God en geestelike leier veral is om te leer wat dit is net om by Christus te wees, sonder om dan iets te gaan doen vir hom. En ek skryf toe daardie boek so in 2-3 weke se tyd klaar en ek gee vir Marisa, my sekretaresse op daai stadium en sê Marisa, maak dit net vir my so 'n bietjie korter na so 30 bladsye. Wat sy toe doen en ons pos dit vir die Amerikaners, hulle druk so 'n klein boekie. Boekie se naam is Connecting with God wat toe uitgegee word in Amerika vir die predikante. En ons het hulle opgelei met daardie materiaal. Ons het so 26 kursusse al gedoen met die predikante in Amerika en South Carolina. Maar ek ontdek toe 'n spesifieke ding, dat elke slag as ek daar kom, dan het die synode so 5 of 6 life coaches gereël om saam te wees. Na elke sessie van 'n 3/4 uur wat ek 'n lesing aanbied, dan deel ons 'n groepies van 4. Dan sit daar 3 predikante en 'n life coach by die tafeltjie. Dan praat hulle vir 'n 3/4 uur oor dit. En so oor 2 dae het ons 8 lesings wat ek gee en 8 sessies met 'n coach. En dan 'n boodskap met 'n uitnodiging en so 2 of 3 stil oefeninge om hulle te leer van die binnekamer. Maar dan het die synode met hulle gekontrakteer om vir die volgende 3 maande elke maand 'n afspraak te hê met die coach om dit deel te maak van sy lewe as 'n lewenswyse. Die binnekamer is iets wat elkeen van ons se lewens behoort daar te wees as 'n mens tyd spandeer saam met die Here. En toe vra die Here vir my nou wat van Suid-Afrika. Ek sê Here, ons het nie coaches in Suid-Afrika nie. En al wat hy vir my sê is dat die Here Jesus het ook nie coaches gehad nie, hy het hulle opgelei. Jesus het 339 vrae gevra in die evangelies. Ons moet leer hoe om 'n vraag te vra. Want as jy as 'n mens na 'n beraader toe gaan, dan kyk hy so 'n bietjie terug na wat is die simptome en die oorsaak van jou probleme wat jy dalk ervaar. En 'n mentor kyk na vandag en sê vir jou as jy dit gaan doen dan sal jy okay wees. Maar 'n coach kyk vorentoe en hy weet eintlik wat jou probleem is, maar hy vra vir jou vrae dat jy self moet ontdek hoe kom 'n mens daar, want dan kan jy jouself daaraan verbind. En toe kom COVID-19 en toe sit ek by die huis en toe skryf ek die boek in Engels. Boek se naam is The Call, wat is toe vir hulle stuur. En saam met hom gaan 'n studiegids en ook 'n leiersgids wat 'n mens kan saam deurwerk. En hy is toe vertaal terug na Afrikaans toe. Ek het so 'n klompie boeke geskryf rondom dit in die COVID-tyd en ek is tans besig met die opvolgboek wat 'n mens kan gebruik ook in die gemeentes in Suid-Afrika. Daar's verskeie gemeentes tans wat deur die materiaal werk. En as 'n mens na die leiersgids gaan kyk, dan sal jy sien dit gaan jou spesifiek leer hoe om 'n gewone Bybelstudiegroep te omskep in 'n disippelskapgroep. Maar agter in die boekie is daar fokuspunte wat ek mens noem, daar's 52 fokuspunte. So jy kan vir 52 Sondae preek uit die boek uit. Tipe temas soos om gevorm te word vir 'n doel, om Jesus te ken en om deur Jesus geken te word. Verskeie temas. Daar's 'n paar gemeentes wat so al daardeur gepreek het. Ek dink die battery gaan dan ook pap raak. Hy raak so 'n bietjie krakerig al. Weet jy nog nie hoekom nie, maar as jy net wil kyk daarna, dan kan 'n mens maar net seker maak dat as 'n mens dan daaroor preek, dat 'n mens dan by die punt kom wat 'n mens jou sirkels gaan aktiveer op 'n stadium, dis waarmee hulle tans besig is. So daar's 'n paar kerke wat daardeur preek vir 'n hele jaar lank. Dan iewers op 'n stadium as 'n mens deur die materiaal preek, kom jy by 'n punt wat 'n mens noem jou sirkels so aan die einde. En dan moet 'n mens dit aktiveer. En as jy dit nie aktiveer nie, dan het jy bloot 'n Bybelstudie gedoen vir die hele jaar lank. Maar as jy jou sirkels aktiveer, dan word dit 'n dinamiese disippelskap metode, want jy sien elkeen van ons vanaand
het tussen 60 en 200 mense in jou sirkels van invloed. Beginnende by jouself, jou kinders, jou kleinkinders, jou buurman, jou kollegas en oralste waar 'n mens jouself bevind. Wat 'n mens dan seker maak as jy met hulle pad stap. En as elkeen van ons net onsself dupliseer of tyd spandeer saam met een persoon wat in ons sirkel is, het ons onsself gedupliseer in die getalle van Christendom eintlik verdubbel en verdriedubbel in 'n kwessie van 'n paar maande se tyd. Nou in die boek is daar so 3 bladsytjies wat gaan rondom die vergete Jesus model, wat eintlik die Here Jesus se model is van evangelisasie. En ek het baie daaroor geleer in Amerika, maar nou, terwyl ek nou na die Pinkster, ek het begin skryf daaraan, as alles goed gaan, behoort ek seker einde Junie, so in die middel van Julie maand klaar te wees met die boekie, wat gaan spesifiek oor, die Afrikaanse woord is ontvou God se plan vir jou lewe, om te fokus op daardie model van die Here Jesus, om dit te implementeer in 'n mens se lewe. En ek wou eintlik daaroor met u gepraat het in die dae, maar die Here het ander temas vir ons lewendig gemaak. En saam met hom gaan 'n ding wat ek noem Welcome to the Circle. Hoe kan 'n mens in 'n groepie van 4 mense 'n sirkel begin en 'n gesprek begin voer? Daar's 4 boekies wat min of meer so begin ontwikkel, wat 'n mens by 'n koffieshop kan gaan sit, en in elke boekie daar so 4 sessies wat 'n mens kan deurpraat met mense. Baie eenvoudig, baie intiem, baie lekker. Elkeen van ons kan leer om 'n gesprek te voer en 'n vraag te vra, dat 'n mens ons mense kan help. En ek sien elkeen van die mense wat in jou sirkels is ook mense wat dan weer hulle sirkels kan gaan aktiveer. Want dit is presies hoe dat die Here Jesus evangelisasie werk gedoen het, en hy het dit vir Paulus geleer. Paulus het presies net so opgetree, toe hy nou begin het met sy werk, ook daar in die boek van Handelinge, en 'n bietjie weier aan. En daarom moet ons leer om terug te keer, wat ek noem die vergete model van die Here Jesus. Hoe het Jesus 11 disippels geneem, en biljoene volgelinge gemaak wêreldwyd. En terwyl ons besig is om kerke toe te maak in die wêreld, so bid maar saam met ons, en miskien eendag kan ons vir u as gemeente daarmee help, oor 'n naweek of so, dan kan ons begin om leiers op te lei, wat weer leiers kan oplei, wat vir mense tot seën kan wees daarmee. Goed, ons gaan saam lees uit Jesaja hoofstuk 38, ons gaan voort met ons kort reeksie rondom hoop in onseker tye, want elkeen van die gedagtes wat ons deel, gee eintlik vir ons hoop, want wanneer 'n mens naby die Here Jesus leef en met hom wandel, dan is daar soveel dinge wat 'n mens ervaar en beleef, wat 'n mens kan groei, wat vir jou hoop gee. En ek wil vanaand aangaan met vers 15 tot vers 17, wat eintlik deel is van gisteraand se boodskap, wat Hizkia begin neerskryf het, en dit wat in sy hart was in daardie oomblik. En kom ons lees dit net saam. En so hy sê, wat sal ek spreek, aangesien hy my dit beloof het en hy self dit gedoen het? Ek sal soetjies voortgaan al my jare vanweë die bitterheid van my siel, en Here, by hierdie dinge leef 'n mens, en geheel en alles daarin. Die lewe van my gees laat my dan gesond word, en laat my lewe, en kyk tot heile die bitter lyde my geword, maar u het my siel lief gehad en getrek uit die kuil van vernietiging, want u het al my sondes agter my rug gewerp. Kom ons lees net tot daar, kom ons bid net 'n kort woordjie saam. Here Jesus, ons wil vir u baie, baie dankie sê, dat ons weet, u is die een, wat in elkeen van ons se harte werk, om ons te vorm en te verander, dat ons daardeur ons Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Dis wat u gebid het in Johannes hoofstuk 17 staan daar geskrywe, verheerlik dan nou hulle, soos wat u ons ook verheerlik het. En wanneer ons dan gevorm word, Here, dan verheerlik u ons, dat ons u kan verheerlik. En daardie veranderingswerk is om u naam groot te maak. En daarom wil ons vir u dankie sê, dat u die een is wat reeds begin werk het in elkeen van ons se harte, in ons lewens, en vir ons die moed en die hoop kom gee het, dat ons aan u kan vashou, Here, vir daardie dinge wat ons so dikwels oorbid, of die goedjies wat pla, dat ons kan weet, daar is 'n beter dag, 'n dag van môre. Daar is 'n son wat weer sal opkom môreoggend, as 'n mens moeg en tam en moedeloos en pap voel, en weet nie waar dit vandaan gaan kom, die hulp wat ons so nodig het nie. Maar om te kan weet dat u presies weet, en dat ons met vrymoedigheid na u toe kan kom vanaand, en vir u vra om vir ons te help. Kom praat met ons vanaand, Here, ook in 'n taal wat elkeen van ons sal verstaan. In u naam son wil bid ek dit. Amen. Ek weet nie of u al ooit in Kaïro was in Egipte nie, maar ek was nou al verskeie kere daar gewees met groepe van Suid-Afrika,
En elke slag as ek daar kom, dan is die program so 'n bietjie vol gewees, maar dan vra ek, wat is die moontlikheid om so 'n bietjie weg te glip van die toergroep af, om daar te gaan stap na die baie bekende Ashoop Kerk toe. Want ek het daar 'n foto geneem 1 jaar, wat aan die voorkant, die voorblad gekom het van die boekie Die Rusgewer, toe ek daar gekom het, wat aangrypend was vir my. Maar ek onthou toe ek die heel eerste keer daar kom, en 'n mens lees die verhaal van wat het regtig gebeur in Kaïro in daai oomblik, is daar 'n storie wat 'n mens kan lees van 3 mense, 'n Jood en 'n Christen en 'n Moslem wat bymekaar kom elke maand om 'n debat te voer. En dan praat hulle so 'n bietjie, en hierdie een spesifieke maand het die Christen die debat gewen, en toe vervies die Joodse man hom, en hy sê, maar daar staan geskrywe in jou boek, dis nou Matteus hoofstuk 17 vers 20, as jy nou vir die berg sê, gaan werp jou in die see, as jy geloof het daarvoor, dan gaan die berg om in die see gaan werp, of hy gaan ten minste beweeg. Ja, sê die Moslem, jy moet dit vir ons kom bewys in die volgende 3 dae, of ons gaan jou doodmaak, en sommer al die mense ook in jou gemeente. Nou wat sal u nou maak, as 'n mens skielik nou so voor so 'n probleem staan, in 'n land soos Egipte, wat jy nou skielik gekonfronteer word met so 'n waarheid, en dan daarmee saam die uitdaging om jou geloof te gaan wys, anders te word jy en jou gemeente doodgemaak. En die man is daar weg, en hy het sy gemeente opgeroep om tog saam met hom te begin bid, en sy naam was Moses gewees, of Musa, soos hulle gesê het in daai tyd, en as hy nou praat met sy mense, dan bid hulle nou vir 'n paar dae, en toe eendag toe staan hy op, toe kom daar 'n vrou oor sy pad, toe sê sy van, waarom is jy so bekommerd? Gaan net daar na die markplein toe, jy gaan 'n man raakloop, sy naam is Simon, amper so Simon die leerlooier daar van die Nuwe Testament. Hy het net een oog, want hy glo letterlik wat die Bybel gesê het, dat as jou hand jou slaat struikel, dan moet jy hom afkap, jou oog, dan moet jy hom uitpluk. Hy glo wat die Bybel gesê het. Jy sal hom raakloop, en hy gaan vir jou presies sê wat jy moet gaan doen. En toe loop hy hom raak daar, en hy sê vir hom, hoekom is jy so bekommerd? Al wat jy maak, is jy maak die teken van die kruis so 3 keer oor die berg, en sê vir hom, hy moet weggaan, of hy moet skud, of hy iets met hom gebeur, en dit sal gebeur. En dink vir jouself, as jy nou sulke raad kry hier in George, vir die Outeniqua gebergte, wat nou skielik moet skud, is dit nie so nie? En wat die dag breek toe aan, hy staan daar voor die ding, en hy maak die teken van die kruis oor daardie, die berg se naam is die Mokatan gebergtes, en daar, jou vriendie, waar is daar 'n aardbewing wat plaasvind, en daar skud die berg. En toe sê die Moslem, maar jou geloof is die ware geloof. Dit wat jy gesê het, is die waarheid wat in jou boek staan. As jy geloof het soos 'n mosterdsaad. Weet ek daar gestop het vir die heel eerste keer, ek sal dit nooit vergeet nie, as 'n mens nou praat van 'n plek wat so gelyk het, dis die armstes van die mense wat daar bly. Daar is so 60,000 plus mense wat in daai gate bly rondom daai berg van die Mokatan gebergtes. Daar is so 200,000 mense in die area, maar net in daai plekkie daar. Hulle is die Sabaleens, hulle kom van oralste af om daar te kom bly. Dit wat jy daar in jou swart drom wegsmyt môre, voordat die lorry dit kom haal iewers in 'n week, dit is waarvan die mense leef in daai gate. As jy daar instap, dan slaat daai reuk jou, of alles het nou so 'n geweldige warm en 'n bedompige dag was, dan moet jy nou eers jou neus so 'n bietjie toemaak, maar op 'n stadium toe sê ek myself, wat help dit nou? En ek staan net so en ek haal 'n paar keer lekker diep asem, en toe is dit sommer verby ook. En dan is 'n mens gewoond aan daai reuke en die goeters wat na mense toe kom, en daar is dis hoe die mense leef daar, is aangrypend om eintlik daar 'n draai te gaan maak. Maar toe vertel hulle vir my die verhaal van die dominee. En jy sien, daar was op 'n kant wat iemand na die Here Jesus toe gelei het, wat sy hart vir Jesus gegee het. En toe roep die Here hom en sê, gaan bly daar onder die armstes van die armes, en gaan plant 'n kerk. En hy sê, nee Here, dit ruik nie baie lekker hier nie, en hy's daar op 'n taxi weg in 'n ander rigting. En so na so 2 of 3 van daardie huurmoeders wat hy in was, toe praat die Here met hom, hy het gevlug soos Jona, en toe bring die Here hom al die pad terug, en daar het hy 'n kerk gaan stig. En daai kerk lyk so op 'n Sondagmôre, daar se 10,000 mense, en daardie berg het hulle 'n grot uitgegrou, wat aangrypend is. Hy het net so effens 'n dak wat oorhang, en daar kan 'n mens gaan sit, en daar was ek nou al 'n paar keer gewees. Maar daar is 7 sale binnekant in daai berg ingebou, waarvan hierdie een vir my seker die mees aangrypendste is. Dis die gebedslokaal, wat 2000 mense vat, wat vol gepak is as hulle 'n bidjie roep, om te gaan bid vir die mense van hulle gemeenskap. En ek wil vanaand met u so 'n bietjie gesels oor dit eintlik aan hand van die gedeelte wat ons saam gelees het. Want daardie fabel wat 'n mens van lees, of selfs die predikant, het voor 'n geweldige krisis van geloof gestaan in sy lewe, toe die Here met hom gepraat het en vir hom 'n opdrag gegee het. En dikwels staan jy en ek ook voor so 'n uitdaging. En die vraag is of jy vanaand die geloof gaan hê om die Here te vertrou vir die onmoontlike vir jou. Want by die Here is daar niks onmoontlik nie, staan daar geskrywe in Lukas 1 vers 75. Want die Here kan alles doen, is dit nie so nie? En daarom moet 'n mens gaan kyk na wat die skrif sê,
en so 'n bietjie leer. En ek wil nie vanaand met u gesels oor alles oor geloof nie, maar ek wil net stil staan uit Hizkia se konteks vanaand en met u so 'n bietjie gesels oor die 3 teksverse wat ons vanaand saam gelees het. Want u sien, soms is daar 'n moment wanneer die Here 'n mens se geloof kom toets. Mense noem dit 'n krisis van geloof wat jy voorstaan. Of jy God gaan glo en gaan vertrou vir die onmoontlike, of jy gaan planne maak op jou eie om uit hierdie probleem uit te kom. Dis presies dieselfde met hierdie man met die naam van Hizkia. En die vraag is, wanneer ons geloof getoets word, dan ontdek mense 'n paar goed wat hy hier geskryf het. In vers 15 staan daar geskrywe. Hy sê, wat sal ek dit sê, dat die Here met my gepraat het en hy my dit beloof het. Hy sê, ek sal soetjies voortgaan al die jare van my lewe vanweë die bitterheid van my siel. En hy praat daarvan weer in vers 17. Hy sê, kyk, tot die heil het die bitter gekom. So hy sê eintlik daarmee saam die volgende. Hy sê, God het sy geloof getoets as gevolg van die bitterheid van sy siel. Dit is nie 'n aangrypende gedagte nie. Die Here het hom getoets as gevolg van die bitterheid van sy siel. Nou die Bybel sê nie vir ons wat was in die hart van koning Hizkia gewees in daardie oomblik nie, maar die Here het hom voor 'n geweldige toets van geloof gebring in sy lewe. Eers die Assiriërs en toe sy siekte en toe die boodskap van die profeet en later van tyd die Babiloniërs wat verbykom. Alles as 'n toets. Dit staan mos geskrywe in 2 Kronieke hoofstuk 32 wat die Here gesê het en vir 'n paar oomblikke het God hom net verlaat om te kyk wat in die binnekant van sy hart was. Jy sien, dikwels bring die Here 'n toets oor 'n mens se pad of 'n mens se lewe. Nou in die boek het ek so 'n bietjie geskryf op 'n stadium oor die 25 min of meer toetse wat God dikwels in 'n mens se lewe toelaat om te kom kyk wat in die binnekant van jou hart is. Een so toets is wat 'n mens noem 'n integriteitstoets, waaroor jy geen beheer het nie. Jy het geen beheer oor die wisselkoers van die rand en die dollar nie. Jy het nie beheer oor die pryse van vliegtuigkaartjies, die verhoging van brandstof nie. Daar's geen beheer oor spesifieke goed wat jy het nie. Jy het nie beheer as jy staan in 'n lang ry by die poskantoor op die bank en skielik kom daar load shedding en die battery werk nog nie en jy moet weer terug gaan huis toe want die rekenaars is nou skielik af. Jy het nie beheer oor dit nie. Maar die vraag is, hoe hanteer jy dit? Jy weet, so 'n paar jaar gelede toe ek nou moes gaan aansoek vir my Amerikaanse visum weer om daar te gaan preek, ry ek my vrou met die goudtrein die môre soontoe en ek vat my laptop en ek is besig om te skryf in my boek op die oomblik. En ons kom daar, ons is derde van vooraf by die Amerikaanse ambassade. En toe die deure oopmaak, sê hulle, maar die rekenaar mag nie hier ingaan nie. Ek sê, maar hy is nou hier, ek het met die trein gekom. Hy sê, gaan bære hom in die kar. Ek sê, ek het nie met die kar gekom nie, ek het met die trein gekom. My vrou kyk my so snaaks as sy sê, jy moes die ding by die huis gelos het. Ek sê, nee mamma, hy is nou hier. En die mense begin instap, een na die ander wat verbygaan by my verby. En ek het geen beheer daaroor nie. Toe neem hulle later die laptop in plaas om daar by die sekuriteitswag, en toe is ons omtrent so 20ste in die ry van vooraf. Ons was derde. Maar toe ons daar gaan sit, toe sit daar 'n man langs my in die binnekant van die ambassade en begin met my praat, met wie ek nie sou gesels het as ek derde in die ry sou gewees het nie, oor die Here Jesus. En ons sit en gesels nog so, toe maak die deure daarvoor oop, en toe hoor ek my naam word geroep. Dr. Kaar en Dorothea Kaar kom na die kassiere toe en ek stap so en toe sê, jou visum was alreeds goedgekeur voor jy gekom het, teken net hier, dan kan jy huis toe gaan. Toe stap ek nog steeds derde uit die ambassade uit. Maar jy sien, ek het geen beheer gehad oor dit nie. Soos er nou genaamd geen beheer nie. Maar die vraag is, hoe hanteer mense dit? Raak jy geïrriteerd en ongeduldig en kort van draad en nikkerig en begin vingerwys en sleg praat en vra die vraag? Want dis heel dikwels wat ons altyd doen, is dit nie so nie? Dis toetse wat God oor jou lewe bring waaroor jy geen beheer het nie. 'n Toets soos Daniël in hoofstuk 1, toe hy getoets is met die spyse van die koning. Hy's maar 'n jong seun van 15. Maar hy sê, ek weier om dit te eet, en hy slaag daai toets, en God lig hom uit bo sy geslag, en gee vir hom 3 vriende, en hy slaag die volgende toets, waaroor hy geen beheer het nie, en hy word die tweede bevel van al die Persiese provinsies, 124 van hulle. Integriteitstoetse is aangrypende toetse om te slaag. En die mens dop dit voortdurend, en so moet 'n mens ook al die ander leer in 'n mens se lewe, waaroor die Here met 'n mens besig is. Maar kyk, hy sê, as gevolg van die bitterheid van my siel. Met ander woorde, en hy gaan aan, vers 10, hy sê eintlik dit kom uit die kuil van, hy sê die bitterheid het gemaak dat daar 'n kuil van vernietiging is in my hart. Hy praat van goed wat hy mee geworstel het, wat die Here hom moes kom vrymaak van dit. Een jaar is ek besig daar met 'n reeks dienste in Ermelo,
Ek sal nooit vergeet die NG Kerk, die Breinpark. En daar sit 'n oompie daar voor met uit suurstofborrel saam met hom en sy vroutjie en Dinsdag, dit kom hy my sê, Dominee, jy moet tog my kom sien saam met die plaaslike leraar. En ek en Dominee Frans so Davel is daar na hom toe en ek sal nooit vergeet nie. Ons praat so 'n bietjie met hom en hy sê, Dominee, maar Sondagmôre se boodskap, hy sê my saak met God is nie reg nie, help my. En ons praat so 'n bietjie saam en ek hou sy hande so vas voor, ek sal dit nooit vergeet nie. Nou wil ek saam met hom bid, maar ek voel in my gees iets is nie reg by die oomblik. Ek sê, wat is dit? Hy sê man, daar sit dit 'n ding in my hart. Hy sê daar in die Vrystaat moes ek 1 jaar, ek was onderwyser gewees, toe word die volgende skoolhoof moet toe verkies word van hierdie groot Afrikaanse skool en toe word ek op een van die kortlyste geplaas en toe staan die predikant van die gemeente op en sê ek is nie goed genoeg om 'n skoolhoof te wees nie. Toe verplaas hulle my Ermelo toe as 'n onderwyser. Ek sê, wanneer was dit terug? Hy sê 32 jaar gelede. Ek sê vir myself, 'n ouderling in die NG Kerk sit vir 32 jaar met 'n wrok in sy hart teen 'n predikant wat lankal dood is. 32 jaar sit jy met 'n wrok in die hart. Jy weet, vir 32 jaar groei jou geestelike lewe niks nie. Jou kopkennis word baie, want 'n mens lees en jy word, maar jou hart word nie gevorm en verander om soos die Here vir 32 jaar. Dink daaraan. En nou bid ons saam en hy erken dit voor die Here en hy bely sy sonde voor die Here en ek voel in my gees dat iets is nog fout. Ek sê, wat is dit? Hy sê, man, die swart mense. Ek sê, wat van hulle? Hy sê, hulle maak ons mense dood in Suid-Afrika. Ek sê, weet oom, eendag in die hemel gaan daar baie wees, Chinese en Japaneese, Pakistanis, Indiërs, weet mense van Suid-Afrika, wit, Engels, noem dit wat jy wil, maar in die hel gaan net so baie wees. Daar's niks wat ons kan doen rondom dit nie. Wil oom nie maar vanmôre ook vergewe en laat gaan nie. En toe bid hy. En toe voel ek, die oom gaan deur saam met die Here. Weet jy, 6 maande later, toe is ek weer daar by die gemeente, die Breinpark vir 'n Sondagmôre diens. Ek sien die oom sit nie meer hier voor nie. Tannie sê vir my, kom ek vertel vir jou, hoe het hy gesterf 2 weke later, nadat jy by hom was, met 'n vreugde en 'n glimlag op sy gesig. Maar dink daaraan vir 32 jaar, bitterheid in die siel. Dis asof die Here met Jesaja sê hier uit die kuil van vernietiging, vers 17, het hy my uitgered staan daar geskrywe. Ek wonder vanaand, hoeveel mense sit in Suid-Afrika met wrokke teenoor oupas en oumas en paas en maas en kinders en kleinkinders en buurman en kollegas in die regering, ongeag wat dit is. Ek wil tog nie so sterf nie, is dit nie waar nie? Ek wil seker maak, daar's niks nie. En dan sê hy, en na die hele proses het ek geleer om soetjies om te gaan met die Here en groot versigtigheid. Wat beteken dit, om soetjies om te gaan? Ons het gepraat oor die duif, wat op 'n mens se skouer sit. Maar weet jy, as ek dink aan die Ou Testament, dan kom daar 2 beelde in my kop. Op daardie oomblik toe die engel van die leerskare by ou Josua kom staan in hoofstuk 5 van Josua, of Moses daar die ontmoeting het met God by die bos wat brand. En in albei gevalle staan daar geskrywe wat hy vir hom sê, trek die skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilige grond. Wat beteken dit? Om skoene uit te trek, jy staan op heilige grond. Ek dink in Moses se geval baie prakties, want Moses was daar aan die agterkant van die woestyn van Midian. Daar was nie 'n Edgars gewees of 'n Woolworths of 'n skoeneplek wat jy jou skoene kan gaan koop nie. Hy moes sy eie skoene gemaak het, is dit nie? Miskien praat die Here met hom en sê vir hom, maar jy weet, toe jy probeer het om 'n verskil te maak, toe slat jy 'n man dood, toe moet jy nou vlug vir jou lewe. So as jy nou terug gaan Egipte toe, gaan jy op my metodes gaan, nie op jou metodes nie. Ons gaan nie die wêreld verander met selfgemaakte skoene nie. Ons gaan dit op God se manier verander. So trek die skoene uit, trek ons eie metodes uit, ons eie beplannetjies wat ons het, ons eie drome. Dit moet daar wees, maar onder leiding van God se plan en God se droom vir ons lewe, is dit nie waar nie. Hy sê trek dit uit, dis mens gemaak. En as 'n mens die skoene uittrek, ontdek 'n mens daar's 'n paar ander dinge wat daarmee saamgaan. As ons nou vanaand ons skoene hier uittrek en uitstap by die kerkgebou, daar op pad na die motorkarre toe, dan gaan die meeste van ons 'n bietjie stadiger loop, is dit nie so nie?
Weet jy hoekom? Want jy weet daar's klippertjies daar buitekant en doringkies. En voordat jy daar die volle gewig van jou voet gaan neersit, op daai voet die gewig, gaan jy eers so al voel. Jy gaan versigtig voel voor daai gewig neerkom. Moses leer 'n aangrypende ding hier by die Here. Hy leer 4 goed by God. Ek het vir u reeds 2 genoem. Hy stap stadiger. Hy loop versigtiger. Want die skoene met uittrek is mensgemaakte goeders waarmee hy besig is. Miskien praat die Here met hom oor dit. Dat 'n mens net versigtig sal omgaan met God. Die een wat in jou en by jou is elke oomblik van die dag. Jy moet op jou skouers sit deur sy gees, die duif, is dit nie waar nie? Versigtig omgaan. En versigtig omgaan met jou geliefdes wat saam met jou beweeg, elke oomblik van die dag. Ek het per geleentheid gesê by 'n gemeente, ek weet nie of dit hier by u was nie, maar op 'n stadium, as 'n mens kyk dikwels in 'n mens se lewe, die woord Immanuel, wat beteken God met ons, beteken bloot eenvoudig dat dis 'n verhoogde belewenis van God se teenwoordigheid. Maar ek het vir myself gesê 1 jaar, ek en Oscar, die sanger wat so 'n paar jaar terug gesterf het 17 kampe gedoen, huwelikskampe. Een was daar by Brandfort gewees, daar in die Vrystaat, naby Bloemfontein se omgewing. Die jaar het ons die tema gekies van Immanuel, God met ons. En toe praat ek met die koppels wat daar was, ons doen so wildrit en dan is dit 'n spa-behandeling en jy kry, dis 'n lekker naweek vir die koppels eintlik maar die tema was Immanuel. En ek sê vir die koppels, besef jy dat as jy jou hart vir die Here Jesus gee, dan woon die Here Jesus in jou hart. Ja, sê almal. So besef jy toe my ou vroutjie Dorothea ook haar hart vir die Here Jesus gee, het hy ook in haar hart gaan woon. Ja, sê sy. So as ek nou kyk na Dorothea, my ou vroutjie, na wie kyk ek nou eintlik? Na Christus in haar, is dit nie? 'n Mens moet baie versigtig wees hoe jy omgaan met die mense wat God in jou lewe gebring het. Want hy's binne hulle. Hoe praat ons met hulle? Hoe wys ons die vinger? Die kritiek wat ons gee. Jy weet, ons moet begin om versigtig. Hy sê die Here het die goed gebring in my lewe dat ek kan leer om versigtig met God om te gaan en my kon vrymaak van al die goed wat dalk myself bring in 'n kuil van diep gemors. Want ek doen dit tot vers 17 tot my heil. So die Here kom toets jou ter wille van jou geestelikheid en tot jou eie heil. Maar as ek aangaan, dan vra ons die vraag, maar hoe kan ons geloof versterk word? Dit vind ons hier in dieselfde gedeelte, is so 'n wonderlike ding. Koning Hizkia is besig om te bid in vers 1 tot 3. Soek hy mos die aangesig van die Here. Dan antwoord die Here hom so mooi in vers 4 deur die profeet Jesaja. Dan bid hy weer en dan sê hy selfs hier by vers 15, hy sê, wat sal ek sê? Aangesien die Here my dit beloof het, staan daar geskrywe, dat hy dit self gedoen het met ander woorde. So wanneer word ons geloof versterk? As ons gebid het en dan gebeur daar 3 dinge. Weet jy wat is dit? Nommer 1, ons geloof word versterk wanneer ons 'n woord van die Here ontvang. Daar's 8810 beloftes in die Bybel wat 'n mens van praat. Party mense sê daar's baie meer, tot by 30.000, afhangende van die bronne wat jy lees, maar gemiddeld die beloftes wat van toepassing op ons as mense is, so bietjie meer as 8800. Maar die boek is vol beloftes, is dit nie? Maar ek wil vanaand vir u sê, die beloftes beteken niks as jy dit nie lees nie en dit jou eie maak nie. En as jy dit jou eie maak, dan word dit 'n woord wat die Here vir jou gee. So 'n mens se geloof word versterk. Kyk wat sê hy hier geskrywe. Hy sê, want wat sal ek sê? Aangesien God dit vir my beloof het. Hy maak dit sy eie. Hy vat dit vas, dis vir homself. Dis 'n woord van die Here. My Bybel is vol plekke geskryf, datums en tye, sê Here, die woord is myne vir vandag en vir die week en vir die maand. En dan kyk 'n mens hoe die Here die goed gaan begin uitwerk in jou lewe om te voorsien soos wat hy gesê het. Want God het vir jou 'n woord en 'n belofte gegee. En dan lees ons in die boek van Titus, Paulus skryf, want God kan nie lieg nie, hy's nie 'n leienaar nie. As God belofte maak, dan staan dit vas. Mense geloof word versterk deur 'n belofte. Nie in die Bybel nie, 'n persoonlike belofte. Dit vind net plaas as ons die Bybel gaan lees. Punt nommer 2, vers 15 en 16. Wanneer ons dan bid, geloof word toegepas as ons oor 'n saak gebid het. Veral dit wat die Here vir ons beloof het. En dan begin 'n mens dit vasmaak in die binnekant van jou hart, want jy sien 'n mens kry intellektuele geloof. Om te sê maar die Here het gesê, en ons quoteer nog al 'n teksvers,
Of 'n mens kry emosionele geloof, dikwels wat 'n mens praat van, ons probeer die Here se arm so 'n bietjie draai en hom manipuleer, en dan praat 'n mens van wilsgeloof. Geloof om te glo, want God gee getuienis in 'n mens se hart. Dit staan mos geskrywe in Hebreërs hoofstuk 11 vers 2. God gee getuienis. Hy kom gee in jou hart die vrede dat hy in beheer is en dat hy vir jou gaan voorsien. En daarom is dit so belangrik om te weet dat ons geloof word versterk wanneer jy dit jou eie maak. Dis nie meer daar nie. Dis myne, want die Here het so gesê. En dan staan 'n mens terug om te kyk hoe al die goed in plek gaan val, dat die Here op die regte oomblik die deure gaan oopmaak en toemaak, net soos wat hy beloof het vir jou en vir my. Ek weet daardie dag toe die Here my 'n belofte gee dat die Here my pappie gaan gesond maak na sy motorongeluk, kon ek dit nie met die oë sien nie. My pa het gelê vir 3 maande in die ICU in Medicity. En hy was bykans dood gewees. En ek kon dit nie met die oog sien nie, maar ek het 'n woord van God gehad dat hy iets vir my gaan kom doen en vir my pa. En ek het net op daai woord gestaan totdat die Here begin het om te werk. En dikwels moet 'n mens by daardie punt kom in 'n mens se lewe dat die Here dit vir jouself sê. Ek moet seker begin amper klaarmaak wanneer ons geloof bevestig word, en dis vir my so mooi. By wat Natie vanaand gebid het en ook in die konsistorie voor ons gekom het en eintlik maar vers 17 is my so aangrypend mooi. Hy sê kyk, tot heil het die bitter lyde myne geword, maar u het my siel liefgehad en getrek uit die put van vernietiging. U het al my sondes agter u rug gewerp. Ek dink 'n mens se geloof word bevestig in die geval wat Hiskia aanbetref met 3 gedagtes. Daar staan God sê hy het my lief. Hoekom praat hy met my? Hoekom werk hy met elkeen van ons? Want hy is lief vir jou. Hy het vir ons so lief gehad dat hy sy kind gegee het om te sterf aan die kruis op Golgotha. En dan, dit gaan alles oor liefde. God is lief vir ons. Dis hoekom ons vanaand hier sit met ander woorde. Jesaja praat met hom en Hiskia skryf dit in sy dagboek. Hy het sy notas gaan maak. Hierdie is nog deel van sy wurm van gisteraand. Hy sê maar kyk, al die goed het gebeur want ek kom net tot een konklusie: God is lief vir my. Dit is nie wonderlik nie dat die Here is lief vir ons. Hoe weet ons dit? Dan staan daar geskrywe, want hy het my gered. Daar staan dit mos geskrywe, want hy het my gered. Hy het my gered en getrek uit die kuil van vernietiging. Ek was eintlik op pad gewees, doemverlore sondaar op pad hel toe, vasgevang in die moeras van sonde en bitterheid en wat dit ook al mag wees, en God het my lewe kom omdop en kom verander. Dit is nie wonderlik nie. En dan sê in die derde plek, hy sê hy het sy rug gedraai op my sondes. Hy dink nie eers aan dit meer nie. Hy is nie soos ons nie. Ons vergewe met die mond, maar iewers langs die pad dan bære ons daai ou oortredingkie wat daai persoon gemaak het aan jou en my, iewers ons agterkop in daai ou klein swart boekie van koning Dawid, dan skryf ons die naam daar neer. En daardie dag as daai persoon weer droog maak, dan gaan haal ons hom weer daar agter. Dan praat ons weer oor dit. Is dit nie so nie? En dis hoekom dikwels 'n rusie by die huis tussen man en vrou, dat ons lankal aanbeweeg van jare en maande en weke terug se goeters wat ons gehad het, en dan op 'n dag gesê sê maar onthou mos jy maak so en jy maak so. Of hy sê dit vir jou. Dis laas jaar se probleem. Ek dink dis dan vergewe. Ja, dit is vergewe, maar dis nooit vergeet nie. Is dit nie waar nie? Ons onthou baie goed die ander mense se sondes. En veral die wat teenoor ons gepleeg is. En dan is ons baie vinnig om dit te gaan haal. Maar die Here sê, hy sê dit weggewerp. Hy dink nie eers aan dit nie. 70 maal 7 keer sê Jesus, kan jy dit kom bely per dag en ek sal jou vergewe. Jy weet, as mense nou dink aan die huwelik, dikwels dan baie keer gaan slaap ons maar vanaand so half bietjie dik mond vir mekaar en ons lê met ons rug na mekaar toe en sê jy en kyk, maar daar vir die skaduwee wat so wapper daar teen die gordyne wat so waai by die venster en hy hou maar die kan die muur dop en dan elke keer dan hoor jy die ander maak so. Maar dan slaap jy maar. Wie laat jou nie slaap nie? Die Heilige Gees. Hoekom? Hy weet presies wat daar gaan geskrywe staan in 1 Petrus. Dat die son mag nie sak tussen 'n man en vrou wat getroud is nie, anders dan gaan jou gebedslewe verhinder word. En al wat jy moet maak is,
is om te draai na jou vrou of na jou man en sê, mamma of papa, ek is jammer, vergewe my. Maar ons wil nie, want sy of hy het eers met die nonsens begin, is dit nie? En dan raak ons môre wakker, kyk ons, dit lyk nie te sleg nie, die kinders moet skool toe gaan, ons is op pad kerk toe, ons is dan nie te bad nie, ons begin onsself regverdig, en iewers langs die pad is goed weer gebeur, dan gaan alles dit weer op, want dit is nie uitgesorteer nie. Dit is nie vergewe en vergeet en vrygespreek en dat gaan nie, want ons hou goed vas die hele tyd. Maar ek wil vir jou sê, in daardie oomblik toe die Here met jou praat, met jou rug na jou vrou toe, of jou man toe, en hy sê, draai om en maak reg, en hy kom plaas nog 'n oorwurm net daar in jou hart, en jy weier om dit te doen, het jou geestelike lewe net daar gestop. Billy Graham kan vandaan staan en preek hier, Angus Buckham kan môre aand hier wees, niks gaan gebeur nie, tot jy nie gaan sê, ekskuus Here, en gaan regmaak met jou geliefde nie. Verder gaan niks gebeur nie. Ek wil vanaand vir u sê, as ek na die gedeelte kyk, dan kom die liewe Here en hy sê, my kind, ek het vir jou lief met 'n ewige liefde, ek het jou kom red, ek het my rug gedraai op al die goeders, al wat ek van jou vra, is om ook net lief te hê, en te vergewe, en 'n tweede myl te stap saam met iemand. Wat sal nie gebeur, as ons so begin leef nie? Dit sal mos hemel op aarde wees, is dit nie? As 'n mens rondom jou kyk nie. Kom ons los daardie gedeelte uit, die vorige skyfie. Geloof is om God genoeg te glo en te vertrou, om uit te stap in daardie vertroue. Maar ek het vir u gesê gisterand, ek wil 'n tweede deel van die boodskap bysit, en ek gaan nie daaroor preek nie, ek wil net dit vir u noem, want ek wil môre aand se boodskap verander. En daarom wil ek net dit vir u sê, kom ons kyk net na die versoeking van koning Hizkia vir 'n oomblik. Wat het koning Hizkia gesê? Net na hy hierdie ervaring gehad het. Dit staan geskrywe hier vanaf vers 15 begin hy. Hy sê, wat sal ek sê? Die Here het wonderlike dinge vir my gedoen. En dan kom hy by vers 18, dan sê die volgende in vers 19, hy sê, die lewende, die sal u loof soos ek vandag. Die Vader sal dit bekend maak aan die kinders van die trou van die Here. Weet jy wat sê hy vir die Here? Hy sê, Here, omdat u my lewe gespaar het, gaan ek dit vir my kinders se kinders vertel, van die getrouheid van die Here, van dit wat God gedoen het. Hy sê, ek gaan vir almal vertel, van dit wat God vir my gedoen het. Hy maak 'n belofte. En dan as 'n mens gaan kyk, wat het hy gedoen? Hoofstuk 39 vers 1 en 2. In daardie tyd, nou in die tyd, het Merodach-Baladan, die seun van Baladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk gestuur vir hom, toe hy hoor hy het siek geword. En Hizkia was bly oor hulle, en het hulle sy hele skatkis laat sien, die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie, en sy hele wapenhuis en alles wat te vinde was in sy skatkamers. Daar was niks wat hy vir hulle nie gewys het nie, staan daar geskrywe. En toe kom die profeet na hom toe, en hy sê vir hom 'n aangrypende ding. Toe ontdek hy 'n aangrypende ding. Maar hy is net hoogmoedig geword. Soos die baie van ons, as ons geroep het tot die Here, en hy help ons en hy maak ons gesond, en hy voorsien wat ons nodig het, dan raak ons weer afvallig van die Here, want die probleem is mos nou verby. Ding is ontlont, dat 'n geldjie ingekom vir maand einde, die skuld is betaal, ons sal weer oor volgende maand worry, en dan skielik vergeet ons van die Here, dat ons geroep het tot hom nagte deur gebid vir gesondheid en voorsiening. Presies soos hy, dan word hy hoogmoedig en wys hulle alles. Kyk wat sê die Jesaja vir hom. Toe kom die profeet na hom toe en sê vir hom, wat het die mense gesien en gesê, waarvan het hulle gekom? Hy sê, uit 'n ver land het hulle na my toe gekom. Na my toe, die koning. En dan gaan hy so aan. En dan sê hy vir hom die volgende. Kyk wat staan daar geskrywe. Hy sê, kyk, daar gaan 'n dag kom, sê die profeet. Hoor die woord van die Here. Daar kom 'n dag dat alles wat in jou huis is en wat jou vaders opgehoop het tot vandag toe, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie.
daai flat screen TV, daai China stelletjie van ouma se ouma van 1910, al daai spesiale goedjies by die huis, hulle gaan alles weggedra word. Hy sê, daar gaan niks oorbly nie, omdat jy hoogmoedig geword het. Weet, daar is 'n vriend van my in Gauteng, wat eendag, gaan liewer nie sy naam noem nie, hy het op 'n dag so gekyk vir homself, hy sê, kyk hierdie mooi huis wat ek gebou het in Boksburg omgewing, hy sê selfs God kan hom nie van my af wegvat nie, hy sê 2 maande toe sy bankrot, toe moes hy van voor af begin. Die Titanic wat gesink het daar op sy nooiingsvaart in 1912 op pad na New York, dus omdat die eienaars gesê het, ja, selfs God kan hom nie sink, hy is onsinkbaar. En tog in God se groot genade stuur die Here 6 boodskappers na daai Titanic toe om die koers te verander. Jy weet ook daar in Cork gepreek het 1 jaar by die Gypsies gebly. Het hulle my gevat na die museum toe by Cork. Hy is gebou daar by Belfast en toe is hy mooi uitgelê en pragtig mooi gemaak by Southampton. En toe kom hy daar na Cork toe tel hy 'n paar mense by Cork op en hy vaar na Cherbourg in die Vrystaat, in die Vrystaat in Frankryk om mense te gaan haal. So maar 'n bietjie sukkel in die Vrystaat dink ek. En daar van Cork af, hulle het seker 'n stuk of 12 reddingsbootjies afgehaal, van die boot is onsinkbaar. Maar ek stap eendag daar in by die museum en ek sien 6 poskaarte wat so groot is. 6 poskaarte. Die name van skepe, die Rapashana het 2 boodskapies gestuur. Die laaste boodskap het gekom 50 minute voor hy die ysberg getref het. 50 minute. En daar staan geskrywe, verander die koers van die skip, daar's 'n ysberg in jou roete. As hy daai koers verander het met 'n halwe graad, het hy die ysberg gemis en duisende mense se lewens gered. Maar die skip is mos onsinkbaar. Die kaptein sê net nog vinniger. Maar tog in God se genade stuur hy 6 verbygaande skepe se boodskappe tot op die laaste oomblik. En toe staan hy die ysberg. 2:40 die volgende môre almal onder die water weg. Gaan lees die verhaal. God stuur die waarskuwing. Weet die Heilige Gees is my so wonderlik. In Johannes hoofstuk 16 staan daar geskrywe, hy sê die volgende, die Gees van die waarheid, wanneer hy kom, gaan hy ons in die volle waarheid lei. En hy sal ons kom waarsku aangaande dinge wat nog kom. Dis hy wat ons waarsku. Dis hy wat aan jou harte onrustigheid gee. As jy na 'n film kyk op televisie en daaronder staan lekker vroeg slaap vanaand. Dis mos daai woordjies onder wat sê violence and language en jy weet waaroor ek nou praat, is dit nie? Meeste van ons mense kyk net daai goed. Hy weet wat is besig om te kom. Want hy was daar toe die gemors gemaak is in Hollywood met al hulle tonele in vloektaal. Dan gaan jou oë en dan weet jy moet wegkyk of wegbeweeg. Hy waarsku ons voor die tyd. En dan besluit ons dikwels, ek is eintlik okay, dis net 'n storie, dan kyk jy dit. Dan word jou vrede versteur. Die duif se vlekkies is besig om te klap. Wat het die man gemaak? Hy het hulle alles gewys van hy is mos nou die een wat deur God gesond gemaak is. En Jesaja sê vir hom, jy gaan alles verloor. In 'n oomblik. Die rykste man se naam was John Jacob Astor op daai skip. Hy het $100 miljoen was hy sterk. Sy spending money op daai 4 dae tripie in 1912 was $100,000. Hy het dit alles verloor, dis daar onder in die water in. Hy is wel op 'n bootjie weggevoer, maar sy geld lê in die kluis. Hy het 'n lemoen in sy hand gehad. God kan enige iets doen. Maar dis nie waar die storie gelukkig eindig vir my nie. Wat het hy toe gedoen? Kronieke 32. Die Bybel sê hy het hom gaan verootmoedig voor die Here en gaan skuis sê vir die Here. En toe herstel die Here hom. Ek wil vanaand vir u sê, as ek kyk na die gedeelte, het die Here met Hizkia 'n aangrypende pad gestap, dat ons kan leer van sy lewe, en selfs ook uit sy foute uit, is dit nie so nie? Dat ons daarmee kan afsluit vanaand, die kort ou reeksie van koning Hizkia se lewe. Kom ek vra vanaand vir jou 'n vraag. Hoe is God besig om jou geloof te toets en te versterk en te bevestig? En dan hierdie groot vraag. Wat is daar wat jy die Here voor vertrou vandag, dat as God nie deurkom vir jou vandag nie, is jy gesink?
Want jy sien, dikwels bring die Here jou by 'n plek wat jy 'n keuse moet maak. En jou volgende handelingwyse wys presies vir God wat jy glo. Of jy God gaan glo vir die onmoontlike. En of jy planne gaan maak om uit die probleem uit te kom. Jy weet, toe ek so siek was laas jaar en ek was 2 aande voor ek moet ry na Namibië om daar te gaan preek, worstel ek nog met die Here oor dit of ek moet gaan of nie moet gaan nie. Lees ek een aand in 'n boekie oor gebed van Catherine Marshall die woorde, albei so diep tref as 'n kruisverwysing, en ek gaan soek die ander boekie en ek kom by F.B. Meyer se boekie wat gaan oor the Christ life, en daar staan net die volgende geskrywe: Stop relying on inadequate human resources. Trust me. Sê Here, ek gaan môreoggend ry vir 'n 2 weke preektoer in Namibië op grond van hierdie woord. Wat is daar wat jy die Here voor vertrou vandag? Vir 'n kind wat miskien iewers langs die pad afvalle geraak het. Klein kind wat miskien 'n bietjie rebels is. Miskien 'n finansiële uitdaging, 'n nuwe rekening wat betaal moet word. Ek weet nie. Maar ek wil vanaand vir u sê, daardie predikantjie het gestaan in Kaïro met 'n geweldige probleem in sy hart. Hy moet 'n kerk gaan plant in die armste deel van Kaïro, in 'n moslimland. Krisis van geloof. Toets. En toe word sy geloof versterk en bevestig. En God bou 'n kerk van 10.000 mense in 'n moslimland. Ek wil vanaand vir u sê, ons God wat in die hemel is, kan soveel meer doen. Ek wil afsluit. Hudson Taylor is een van die manne wat voortdurend oor my skouer kyk. Hy is nou al lank terug oorlede. 'n Geloofsman. En hy het hom geroep as 'n jong man om in die geloof te gaan werk in China, in Shanghai, baie jare gelede. Hy het nooit vir iemand vir 'n sent geld gevra nie, maar net gebid. Nou as 'n mens sy verhaal gaan lees, ontdek jy toe hy so jong seun was, en sy mamma eendag daar weg en hy is so half bietjie onverskillig en hy speel daar rond en hy stap daar by sy pa se studeerkamer verby en hy sien maar daar lê so 'n traktaatjie, sê maar dis 'n geestelike ding, hy wil nie lees nie, maar hy vat hom vir sy hart, hy moet dit lees, hy vat dit en hy lees dit, en daar praat die liewe Here met 'n jong kind. En hy gaan kniel daar in 'n stoorkamer buitekant, daar tussen die bale, hoe daar buitekant, en hy praat met die Here, en daai jong seun van 10 jaar oud gee sy hart vir die Here Jesus. Niemand het met hom ooit oor Jesus gepraat nie. Maar daardie dag red die Here Hudson se lewe. Kragtadig. En hy kon nie wag vir sy ma om terug te kom nie. En die volgende dag toe sy mammie terugkom, sy daar by die buurvrou geslaap die vorige aand, toe hardloop hy na haar toe, toe sê maar, ek wil mamma iets vertel. Toe sê sy, maar ek weet my kind. Hy sê, wat het sussie jou dan vertel? Nee, sê sy, God het my gistermiddag gewys dat hy het jou gered. En toe vertel sy vir hom. Sy was daar by die buurvrou gewees. Toe kom daar so 'n las in haar hart vir haar seun van 10 jaar oud, wat Jesus nie ken nie. En sy gaan kniel daar by die bed. En sy praat met die Here oor hom, tot haar hart leeg is. En die Here antwoord haar vanuit die hemel en gee vir haar 'n belofte. Hy gaan haar kind red en hom gebruik. En toe red hy hom. Ek weet nie of jy vanaand 'n kind het, of 'n kleinkind, of 'n buurman, of 'n kollega by die werk, wat iewers dalk miskien 'n bietjie onverskillig is, of ver weg is van die Here, of 'n moeilike omstandigheid in die huwelik, in die huisgesin. Jy weet van net soos koning Hizkia 'n oomblik 'n narcis geword het, is daar baie narciste vandag. Want hy sê mos vir vir Jesaja, alles wat God nou sê is goed, die goed kan maar weggedra word, solank as we net in my tyd goed gaan, staan daar geskrywe. Gaan lees weer vers 8. Hy word 'n narcis in 'n oomblik, weens hoogmoed. Ek wonder wat sal nie gebeur in ons mooi land Suid-Afrika, as mense God op sy woord begin vat, en begin deurgaan saam met die Here, en God glo vir die onmoontlike nie. God kan, beginnende vanaand by jou. En so die vraag wat ek vanaand vir u wil vra is,
Het jy al die antwoord van God in jou hart of jou hand? En wat gaan jy doen met die lewe wat God jou gegee het? Ek wil goed eindig. Ek wil opstyg in my geloof. Ek wil hoër hoogtes bereik saam met die Here Jesus. Maar dikwels kom plaas hy voor jou 'n toets. Of dit integriteit is, of gehoorsaamheid, of 'n woord, of 'n bevorderingstoets, of 'n siekte, of 'n gesondheid, of 'n bevorderingstoets, ongeag wat dit is. Dan staan hy so 'n bietjie terug en kyk jy wat maak jy daarmee. As jy hom dop, gaan jy hom weer skryf. As jy hom slaag, dan vat hy jou 'n bietjie hoër en hoër en hoër. Dan vra ons vir die Here, gee vir ons die liefde van die Here Jesus. Dan omring die Here Jesus ons met mense wat ongeduldig is en moeilik is. Dan verstaan ons dit nie. Dan sê ons, Here, gee vir ons meer geloof, dan omring hy ons met probleme en krisisse, is dit nie so nie. Hoe gaan hy jou vorm en verander? Hy plaas jou by plekke waar hy met jou kan werk, om te kyk wat in die binnekant van jou hart is. Dis wat daar geskrywe staan in Kronieke. Die Here het hom vir 'n oombliekie verlaat, om te kyk wat in sy hart is. En daarom hierdie vraag vanaand vir u. Wat gaan jy doen met die lewe wat die Here aan jou toevertrou het? Sê, Here, ek gaan u glo vir die onmoontlike, vir die wonderwerk, vir my man, vir my vrou, vir my kinders, vir my kleinkinders, my buurman. En dan vat jy daardie groot krisis en maak jy so 'n klein gebed, mense met bite-size geloof, bytjies met ander woorde. Ek bid vir my buurman, Here, dat hy tot geloof sal kom. Dis 'n groot ding. Sê nee, kom ons deel hom in klein stukkies en sê, Here, ek bid dat U my 'n kans gee net om met my buurman te gesels eendag. Môre word ek by die huis, hier staan my buurman by die kar. Sê, hoe gaan dit buurman? Dit gaan goed. Want ek met die buurman hou van rugby. Sê, Here, help my tog om met hom 'n bietjie oor rugby te kan praat. Kry iewers 'n kaartjie persent vir die losie, hoe speel die mense rugby? Nooi hom saam na die rugby toe. So stukkie vir stukkie. As 'n mens weer sien as daai groot krisis is 'n klomp klein goedjies wat 'n mens deur gebid het om uit te kom by die groot ding. Daar's niks onmoontlik vir ons God nie. Hy wag net vir u en vir my om te glo en te vertrou. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u baie dankie sê dat u die een is wat in elkeen van ons werk. En Here, in vanaand die boodskap wat in my hart is net dat ons mense kan sien dat by u is niks onmoontlik nie. En dat ons die hoop kan hê en dat ons daardeur 'n stap in die geloof kan neem om u te vertrou vir die onmoontlike. En dan om versigtig te wees, Here, om nie soos koning Hizkia die wonderwerk van die Here Jesus vir ons self toe te eien nie. En te sê, maar dis die Here wat dit gedoen het. Die mense het kom besoek aflê om te sien dit wat die Here gedoen het, nie na my toe gekom nie. En daarom wil ek bid en vra, Here, vanaand vir elkeen van ons wat hier is. Jy weet of daar 'n kind of 'n kleinkind is wat iewers langs die pad miskien 'n bietjie die pad byster geraak het of sy hart verhard is of iets wat gebeur het. Here, dat u in die geloof en die vertroue vanaand sal opwek in elkeen van ons hier wat so iets ervaar en beleef, dat ons die geloof sal hê, Here, u te vertrou om ook 'n wonderwerk in daardie kind of kleinkind se lewe te kan doen. Bid vir ons finansies, Here, ons gesondheid, ons besighede by die werk. Dis u wat voete op die grond stuur, dis u wat huwelike kan vorm en verander en nuut maak, en sagtheid bring. Dis u wat mense se lewens kan omdop, Here. En daarom staan ons vanaand voor u. Ons wil die skoene uittrek van ons voete af en sê, Here, ons wil nie meer op mensgemaakte metodes dinge probeer verander nie. Ons kan iets organiseer vir die land, ons kan projekte tot stand bring, ons kan baie dinge doen. Maar dis u, Here, wat in die harte kyk van mense. Dis u wat harte aanraak en verander, wat lei tot veranderde lewens. Dis veranderde lewens, Here, wat lei tot die verandering van ander mense se lewens, omdat ons gaan vertel van dit wat Jesus vir ons gedoen het. En hulle kan dit sien dat ons nou anders geword het.
Here, gee vir ons die geloof en die vertroue om ons hand uit te steek in geloof na U toe vanaand en te vat dit wat U graag wil hê dat ons by U moet kry. En dis geloofsvertroue, Here, om aan U vas te hou vir die onmoontlike. U ken elkeen wat hier is se harte, U ken die uitdagings van sy lewe, en ek bid dat U vir hom of vir haar by daardie ou plekkie sal bring, wat hulle sal sê, Here, kom wat wil, kos wat wil. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, ek kan dit nie sien nie, maar ek steek die hand uit van geloof vanaand en ek vertrou U, dat U ook 'n groot werk sal doen vir my en deur my, daar waar U vir my geplaas het. En help vir my, Here, om nie soos koning Hizkia vir 'n oomblik in swakheid te verval en bietjie hoogmoedig te raak nie. Maar Here, om dig by U te bly, in 'n hart wat soetjies omgaan met U in versigtigheid, en 'n fyn ingesteldheid vir U stem, en 'n wandel voor U aangesig. En ek dank U daarvoor, in Jesus se naam. Amen.